episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jan-Louis Lee. Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Radio Scriptura. Dit is vandag ek en Gerard van Ryn in die ateljee en ons sit ons reeks vanuit die boek Judas voort. Dit is 'n wonderlike voorreg om so saam met die luisteraars en in besonder met jou Gerry die woord van die Here van nader te bestudeer en amper so 'n bietjie vers vir vers deur te trap. Die eerste episode, die kanoniek gedoen, die agtergrond en die twee volgende episode, vers 1 tot 4. Vandag gaan ons stil staan by vers 5 tot 7 en dit is soos met die res van die boek, hierdie is baie interessante verse. Ek gaan dit vir ons lees Gerard en dan kan ons maar wegval en Okay. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was omgebring het. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar, soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So. Nou, kom ons sê dit net vir mekaar, vir dalk vir die van ons luisteraars wat ons 'n bietjie vergeet het van die vorige episode, dat wat hier gebeur het, is dis Judas, die halfbroer van ons Here, wat hy wou 'n algemene brief, 'n opbouende brief skryf aan die gemeente en toe kom hy iets agter. Hy het agtergekom dat amper soos 'n slang wat ongesiens die huis inseil en ewe skielik sien jy hom, het dwaalleraars die gemeente binnengedring en hulle van 'n baie spesifieke dwaling of op 'n baie spesifieke wyse begin laat dwaal. En die gemeente het, om 'n Engelse term te gebruik, hoek, line en sinker begin sluk en hulle was besig om weg te dryf van die gesonde leer af. En amper soos 'n pa of 'n ma wat sien sy kind gaan sy vingers in die kragprop indruk of in 'n vuur val, is Judas besig om vir hulle te skryf en te sê, hoorie, wees waaksaam, wees op julle pasoppens, julle is besig om die perk en die pad wat die Here vir julle verlossing voorberei het, grof na te laat. En dit bring ons dan by hierdie verse. Ja, ek dink die mooi is, soos ons sien, vers 3, die soos jy sê, hy wou eers algemeen geskryf het en dan die vermaning om kragtig te skryf vir die geloof. En dan gebruik hier deel van die manier hoe ons vas kan staan teen dwaalleraars ook, is om vas te hou aan die Bybel en om dit in ons lewens dan toe te pas. Want hy gee hierso 3 voorbeelde van God se oordeel en dit is voorbeelde uit die Ou Testament. En dit is mooi hoe hy vers 5 begin. Ek wil julle herinner, hierdie is goed wat julle eintlik weet. Julle ken dit, julle glo dit in die Here, maar onthou nou, dit is vir julle belangrik ook. So hierdie voorbeelde moet ons as gelowiges oproep om aan die een kant te besef, maar God se oordeel staan vas en daarom skry ons vir die waarheid wat ons ken en aan die ander kant dan omdat God se oordeel vas staan en omdat ons die waarheid ken, dit nie as 'n teoretiese amper iets vervelige iets te sien as ons die woord lees. Dit gebeur maklik met die Ou Testament. Dis nou interessant, maar om dit regtig toe te pas in ons lewens en dit te glo. So dis hierdie vashou aan die waarheid wat God geopenbaar het, wat dit vir ons moontlik maak om die goeie skryf te skry.
Ja, die vers 5, as hy wat jy nou net sê, hy koppel dit wat hier gebeur aan dit wat in die Ou Testament gebeur het as 'n akute en 'n relevante voorbeeld vir nou, dan begin hy met die woordjie, hy sê ek herinner julle aan feite wat julle reeds weet. Dit is dit ek gaan nou nie ons luisteraars verveel met die Griekse woordjie, maar die konnotasie by die Grieks is dis iets wat julle weet wat vas is en seker is en vir altyd die waarheid is. So as ware sê hy vir hulle, ek herinner julle aan iets wat julle al reeds weet. Dit is nie iets wat julle nog nie gehoor het nie en julle moet terugdink daaraan. Julle is besig om te vergeet. Mens kan amper sê hulle is besig om te dros. Hulle is besig om hulle standplaas te verlaat. Dit is amper dieselfde gedagte wat jy kry by Paulus met die brief in die Filippense in die eerste hoofstuk. Julle is besig om julle is nie waaksaam nie. Ja, dit herinner my terwyl ek nou so praat, herinner dit my ook aan wat in Sardes gebeur in die Openbaringbrief. In die Openbaringboek as die Here Jesus aan Sardes skryf, dan staan dieselfde. Julle is besig om toe te laat dat julle binne gedring word en julle moet regtig waaksaam wees. So as ons verder gaan, dan kyk hy terug na Skus ek val jou in die rede. Ek het nou gelag toe jy na Filippense verwys, want ek het ook aan Filippense gedink. Dis juis in Filippense 3 vers 1 wat Paulus onder leiding van die Gees ook sê, maar om dieselfde dinge vir julle te skryf is vir my nie moeite nie en dit gee julle sekerheid. Ons kry iets daarvan hierso. Hierso is die waarheid. Dit is nie iets om net van kennis te neem. Dit gee ons vastigheid, gee ons sekerheid. Is dit dalk 'n goeie rede vir 'n predikant om 'n paar weke na mekaar dieselfde preek te herhaal, Gerry? Ja, wel, ons moet dit nie as 'n verskoning gebruik om nie behoorlik voor te berei nie, maar as die woord iets sê en dit sou gebeur dat dit in 'n paar weke in 'n ry dieselfde toepassing en dan moet ons dit maak. Ja. En ek onthou 'n ou storie van 'n predikant wat soos 5 sondae in 'n ry dieselfde preek gepreek het en naderhand raak die mense bietjie ongelukkig en vra wanneer gaan hy nou iets anders preek. Toe sê hy wanneer julle na my begin luister. So ons moet nie hierdie as 'n verskoning gebruik om lui te wees nie, maar ons moet daarom ook nie bang wees vir die evangelie nie of dink dis nou vervelig nie. Dis wat die Here se kerk nodig het. Nee. En inderdaad as 'n mens mooi kyk wat Judas hier doen, dan is hy nie die enigste brief in die Nuwe Testament wat so op en afspring kan 'n mens sê oor dwaalleer en om waaksaam te wees en dis 'n tema wat oor en oor raak. So hy sê vir hulle die geskiedenis dien vir ons as 'n spieël vir die huidige krisis en dan het hy gebruik eintlik die hele brief deur as jy mens mooi gaan kyk as 'n mooi struktuur van 3 groepe van 3. En nou die eerste groep van 3 wat hy hier gebruik is die voorbeeld van die Ou Testament van Israel, die engele en Sodom. Mense kan amper sê al 3 voorbeelde het te doen met grensoorskeiding. Ons gaan 'n bietjie meer in detail ingaan op elkeen van hulle. Israel het hulle pad verlaat, die engele het hulle plek verlaat en Sodom en Gomorra het hulle perk oorskry. So ons kan 'n bietjie daarop ingaan. Die eerste voorbeeld is dan Israel in die woestyn. Kom ons herinner onsself net gou weer aan my vers. Nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, het hy omgebring. Wat maak ons hiervan, Gerry? Ja, dit is mens Numeri lees, jy's eintlik verbuisterd as jy sien hoe hierdie volk wat die Here se groot dade beleef het, net as jy hulle weer kry, dan verlang hulle terug na Egipte, of hulle vertrou nie op hom nie. En dis waarom hulle so in sirkels in die woestyn rondgereis het, want die Here leer hulle om te glo en te vertrou. En dis daardie waarskuwing wat ook dan hier gegee word. Hulle het nie geglo nie. En op die ou einde het dit gemaak dat die Here 'n hele generasie uitgewis het. Dit was skrikwekkend. Dit dien vir ons ook as 'n herinnering, maar waar plaas ons vertroue, want geloof gaan oor vertroue ook. En hierdie herinnering, maar God het nie verander nie.
Dis nie nou met baie respek gesê, liewe Jesus, en ons kan doen wat ons wil nie. God is nog steeds dieselfde. Ongeloof lei tot die dood. Dis baie versoberende waarskuwing. Ek dink dit Ja. is eintlik 'n mooi pastorale lyn wat hy hier inslaan. Hy sê vir hulle ons moenie goedkoop gelowiges wees nie. Ons moenie goedkoop genade teologie. Want sit jy net self weer, en ek dink trouens elke keer as 'n mens deur nummerie werk, dan raak 'n mens gefrustreerd met die feit dat die volk soveel keer dieselfde ding oor en oor verkeerd doen, en dan uiteindelik is dit God trek die streep, en wie dink jy kan God met jou sonde tart omdat jy vry is? Onthou nou, dit was die sonde van hierdie dwaalleraars. Hulle het amper God se genade hulle het dit omgedraai en gesê, goed, kom ons sê net vinnig weer, ons noem net vinnig weer die dwaling, en ek dink dit is relevant hierso, is die antinomianisme en gnostisisme. Nou dit in breë trekker, dit gaan daaroor dat slegs die onsigbare gees is gered, en die onsigbare gees maak saak. Met ander woorde, die fisiese wêreld, die menslike liggaam is onbelangrik. So die sondes wat jy met jou liggaam aanvang, het nie groot gevolge nie, en daarom kan jy eintlik maar horeer, soos inderdaad gesê word in die brief. So hulle gebruik met ander woorde God se genade naderhand as 'n vrypas, as 'n lisensie, 'n blanko cheque om te doen net wat jy wil. En dan kry jy dieselfde idee by die volk in die woestyn, is God het ons gered uit Egipte uit, en hy gaan nie ons van kant maak nie. Dan inderdaad 600, hoeveel? Ek het dit neergeskryf, 603.550 min of meer, die geslag wat in die woestyn uitgesterf het van 20 jaar en ouer, omdat hulle gedink het hulle kan God met hulle sonde start, en hy het gesê nee. Die volgende voorbeeld, ek dink hy is die meer moeilike ene, die engele, die ene van die engele. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. Wat maak ons hiervan? Ja, jy sê dis die moeilike een, want daar's baie verklaarders wat sal steun op die Joodse tradisie. Sal sê maar hierdie engele wat hierna verwys word, is dieselfde as die seuns van God waarna in die Genesis 6 verwys word. Ja. En daar is baie vrae wat jy dan meer vra as antwoorde waarmee op die einde sit, as jy jou dit op hierdie manier gaan verklaar, en as jy naderhand gaan wil steun op buite Bybelse boeke en bronne met waarheid te kry. So my aanvoeling is, en dis maar oral waar mense die skrif verklaar, wat is die eenvoudige? Ek glo God openbaar aan ons die eenvoudige. So ek is baie gemaklik met 'n verklaring wat net sê, wel, hierdie gaan oor die engele wat saam met die duiwel geval het. Hulle het nie in die perke wat die Here vir hulle geskep het gebly nie. Voordat ons nou na vreemde en dieper en groter verklaringe wil gaan kyk, kan ons daarom vashou. Die Here praat hier van die engele wat geskep is met 'n spesifieke doel en spesifieke plek, en hulle was nie tevrede daarmee. Want hulle orde verlaat wat God daar gestel het. Maar ons moet baie mooi onthou, die idee hier is, dit gaan nie oor die engele, dit gaan oor die vergelyking met die dwaalleraars, wat net soos die engele die vasgestelde grense van God oorskry het hierdie dwaalleraars die perke van God oorskry, en hulle verwerp die heerskappy van Christus. En daarom gaan hulle dieselfde lotgeval, of die lotsbeskikking hê. Hulle is ook onder die oordeel van God. Hulle gaan ook, omdat hulle die gemeente laat dwaal, gaan dit vir hulle swaarder wees in die oordeelsdag. Die verwysing hier na 1 Henog is tog iets wat 'n mens dalk net vinnig iets wil sê, want daar's baie wat nou op grond van Judas se verwysing na buitebybelse deuterokanoniese geskrifte gaan sê, maar goed,
het een of ander weet hulle gaan teruggaan na die ding van die Bybel se die kanon is gekonkel by Nicea en of Henog het een of ander gesag. So wat sê ons daarvan? Ons moet vashou by wat ons glo en wat die Bybel, die woord onsself leer, is die Heilige Skrif verklaar homself. As ons Henog nodig gehad het om die skrif mee te verstaan, sou dit deel van die skrif gewees het. Ja. En dan ons loop onsself nie vas nie, ons sien baie dwalinge vandag wat op dieselfde manier werk. Die hele gedagte, ek het iets buite die Bybel nodig om die Bybel te kan verstaan. En daar gaan dikwels 'n groot oneerlikheid daarmee ook gepaard. Ouens wat sal sê, maar ek nie die wêreld van daardie daar presies verstaan nie, kan ek nie die Bybel verstaan nie. En ek het nou een of ander iets anders obskuur wat ek iewers raak gelees of gesien het nou nodig om te kan sê, aha, dit is wat die woord nou regtig sê. So deel van hierdie waarskuwing teen die dwaalleraars is ook die herinnering oor die perke wat die Here self vir sy leraars stel. As jy geroep is as 'n leraar in die Here se kerk, hy stel die perke. En jy kom nie met jou eie iets slims nie en jy moet nie elke keer wat jy 'n lering gee vir die gemeente kan sê, aha, hier's iets niets nie. Jy moet die skrif verklaar. Jy moet sê, so sê die Here. En dis wanneer leraars van dit af weg beweeg, wat ons die gevaar en die gemors sien, waarteen in Judas gewaarsku word. Ja, en tog op 'n manier as Judas dan van 'n kontemporêre voorbeeld gebruik maak, dan is dit ook tog ons het 'n raakpunt daarvan as 'n predikant byvoorbeeld iets uit die kultuur vat en 'n voorbeeld gebruik in die preek. Dit sê nie dat ek byvoorbeeld as ek iets sê wat in 'n fliek gebeur het of in 'n boek of 'n metafoor of 'n ding wat in die kultuur van vandag baie bekend is, ek gee enige kredietwaardigheid daaraan. Ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Trouwens, Paulus het dieselfde gedoen in Handelinge 17. Hulle het die van die Griekse filosofe aan om vir hulle te sê, maar julle het hierdie uitdrukking en kom ek gebruik dit om my punt te maak. So dit sê nie baie oor die gesag van een Henog nie. En ek dink dit is tog 'n belangrike punt om te maak en 'n onderskeid om te tref, sodat ons ons luisteraars nie gaan dink dat ons nou probeer om 'n ongemaklike kwessie te sy-stap nie. Die laaste voorbeeld, die laaste een in hierdie eerste groep van 3 is Sodom en Gomorra. Kom ons herinner ons luisteraars nie daaraan. Soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gereer het. Ek wil dit tog daar klem lê, die 2 woorde. Soos en dieselfde. Die punt hier is nie Sodom en Gomorra nie. Dit is raakpunte, dit is verwysings om te sê die growwe oorskryding van hulle perk en plek, God se skepingswil wat hierdie dwaling onder die gemeente nou verkondig. As hierdie mense gereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel, terwyl hulle die straf van ewige vuur ondergaan. Dis so Sodom en Gomorra, en ons weet, Sodom en Gomorra in hierdie eerste groep van 3, is seker die bekendste voorbeeld. Ek dink selfs mense wat nie baie diep kennis van die skrif het nie, sal ten minste van Sodom en Gomorra weet. Hulle sal dalk nie van die res van die voorbeelde kan onthou nie. Terloops, Gerrie, voordat ons iets sê oor Sodom en Gomorra, is tog nie moeite werd om te sê dat wanneer Petrus skryf in 2 Petrus 2, dan gebruik hy ook 3 voorbeelde uit 'n kronologiese indeling. Hy gebruik die engele, dan vat hy die sonvloed en dan gebruik hy ook Sodom en Gomorra as 'n voorbeeld vir hoe grof die dwaalleraars se lering is. Ja, ons het as ek reg onthou met die episode oor die agtergrond, die algemene kanoniek ook bietjie gepraat oor die raakpunte wat daar sou wees tussen Petrus en Judas. Maar die gebruik van Sodom en Gomorra is 'n kragtige voorbeeld, want kyk hoe die Here hulle geoordeel en gestraf. Hulle het dadelike gevolge gehad. Deesdae sien ons nie altyd die dadelike gevolge nie, maar ek dink wat uitstaan met hierdie voorbeeld wat Judas gebruik is die hele gedagte as jou leer
weg van die woord af gaan wees, as jy iets anders gaan vashou as die waarheid van die evangelie, dan gaan dit in jou lewe gesien word. Ja. Eer en lewe loop saam. Albei is belangrik vir gelowiges. Ja, en ja, ek dink 'n mens moet daai punt dalk bietjie onderstreep. Ons is nou weer terug by om dieselfde ding oor en oor te sê, is nie van moeite nie, dit gee vir julle sekerheid. Is dat mens wil nou nie die motiewe en die agtergrond van die dwaalleraars hier bespreek, want gewoon weet ons nie wat hulle motief was nie, maar dit skiet my te binne dat ons het dit dikwels op teologiese skool gehoor dat daar's gesê 'n ketter wil nie altyd noodwendig 'n ketter wees nie. So dit kan met die beste van bedoelings wees dat ouens begin om iets te sê, maar die toetssteen is en bly altyd die woord, en daarom hier 3 verskriklike relevante voorbeelde van die geskiedenis om te sê dat kyk wat het gebeur in die woestyn toe die volk gemurmureer het teen die Here en teen die woord van die Here, want dit is wat hulle gedoen het toe hulle Moses en Aaron verwerp het. Kyk wat het gebeur toe die engele hulle perk oorskry het. En kyk wat het gebeur in Sodom en Gomorra toe die skepingsorde en die perk wat God gestel het vir omgang en net in die wind geslaan is. Dis die gevolg. Let op, dis die slang wat in julle midde is. En is dit nie, dit is ook belangrik om te sê, Gerard, dat ons kan nie die waarheid in watte verpak nie. So dit is baie maklik om veral ons wat nou gereeld preek, ek weet nie of dit gebeur baie keer dat predikante begin om te self-sensor nie. Jy sien nie dat Judas dit hier doen nie. Dis dat jy sien 'n ding raak, jy moet dit aanspreek, maar dan het jy nie altyd genoeg vrymoedigheid om, maar ek moet dit dalk bietjie sagter stel. Dalk en is relevant, nie, veral in ons tyd met die seksuele revolusie. Dalk is daar meer toenemend lidmate in die kerk waar hulle kinders of hulle kleinkinders homoseksueel is, en dan wil jy nou nie homoseksualiteit aanspreek nie. Die hele kwessie rondom kerklike binding wat nou ontplof in ons kerkverband. Ons wil nie dit regtig van die preekstoel af sê nie, want net nou ontstel ons iemand. En jy sien nie dat Judas dit doen nie. Waar die Here vir ons duidelik konkreet riglyne gee en sê spreek die sonde aan, want as daai slang iemand gaan pik in julle midde en jy het nie gewaarsku nie, dan is jy meer aandadig. Ja, dit is om die waarheid onverskrokke te verkondig. Dit beteken nie ons is ape en kyk hoe ons mense kan aanval en opwerk en so nie, maar as jy geroep is as 'n verkondiger van die woord, dan moet jy verkondig. Ons staan nie voor mense nie op die ou en ons staan voor die lewende God. En dit is met basiese dinge wat mens deesdae baie duidelik moet wees. Jy praat van die seksuele revolusie. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Hy het man en vrou geskep. Onthou dit. Dit is die gevolge. Dit is hoe dit in ons lewens lyk. Ons gaan 'n groot fout maak as ons gaan dink, maar almal het hier die kennis. Ons moet die waarheid baie duidelik en eenvoudig verkondig. En dit is die duiwel wat so graag wil hê, versag dit, gee vir almal 'n plekkie onder die son, vertroebel die waters. Dis nie waartoe ons geroep is nie. Ja, en wat daar uitkom aan die ander kant is nie die evangelie nie, dit is dit is, ek kan by die man in die spieël. Terwyl ons so praat, daar is tog iets wat ek dink, ons het dit nou nie pertinent gesê nie, maar die aard van die sonde, ons het so vlugtig daarna verwys, die aard van die sonde in die gemeente aan wie Judas skryf. Dit is vleeslik, dit is seksuele losbandigheid, dit is immoraliteit. Is daar 'n rede hoekom dit dikwels, ons het nou ook oor die seksuele revolusie gepraat, maar dit is interessant dat dit dikwels die tipe sonde is wat mense verlok, en dan is dit ook so ingrypend dat Paulus in 1 Korintiërs 6 sê, enige liggaam sonde wat doen is buite die liggaam, maar daai tipe sonde is hier binne, dit verwoes van binne af. Ja, ons het hier te doen met, ons het
sien die voorlopers van die gnostisisme in die brief, al die hele gedagte van geestelike is goed en die fisiese is minder belangrik. En dit is met hierdie gedagte wat mense deesdae lewe ook. Solank ek my algemene spreekdel, solank ek my hart vir die Here gee het, kan ek met my lyf doen wat ek wil, ek is mos vergewe. En nou word ons op soveel plekke in die Nuwe Testament, ook hier in Judas, net herinner, maar die Here het gekom om jou hele menswees te red, en dit wat jy met jou liggaam doen, wys wat jy glo. Ja. Dit is nie onbelangrik nie. Ek dink dit is 'n goeie punt om dalk amen te sê met hierdie preek, waarvoor ons luisteraars verder kan uitsien is die volgende gedeelte waar daar gesprake is van Michael die aartsengel en hoe die Here ons dan ook 'n strategie gee oor hoe ons kan waak en vas staan sodat hierdie leefstyl van die dwaalleraars ons nie oorval en onverhoeds betrap nie. Maar baie dankie Gerry, dit was 'n lekker gesprek en ek hoop ons luisteraars geniet dit ook om hierdie te luister en verder vorentoe te kyk. Tot ons mekaar weer sien, totsiens.